Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. Baie mooi oggend by ons na ons gister 'n paar druppeltjies reën gehad het. Ongelooflike genade van die Here. Ons gaan voort met Johannes 11 en vers 28. En nadat Martha dit gesê het sy gegaan, haar suster Maria eenkant toe geroep en vir haar gesê: "Die leermeester is hier en hy roep jou." Toe Maria dit hoor, het sy haastig opgestaan en na hom opgegaan. Iets het nog nie in die dorpie aangekom nie, maar wat steeds op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by haar in die huis was en haar vertroos het, sien dat Maria haastig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg omdat hulle gedink het sy gaan na die graf om daar te huil. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê: "Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie." Toe Jesus haar sien huil, en dit ook die Jode huil wat saam met haar gekom het dit hom ewig ontstel en hy diep bewoog geword. Hy sê toe: "Waar het julle hom neergelê?" Hulle sê vir hom: "Here, kom kyk." Jesus het begin huil. Daarop het die Jode gesê: "Kyk hoe lief het hy hom gehad." Maar sommige van hulle het gesê: "Kon hy wat die oë van die blinde man oopgemaak het, tog nie voorkom het dat hierdie man sterf nie?" Geliefdes, ons lees tot sover. Ons kan nou baie op die Jode se reaksie praat, maar ek wil nou nie vanoggend daarby stil staan nie. Ek wil stil staan by hierdie woorde wat sê dat Jesus diep bewoog geword het en dan Jesus het begin huil. Het jy al gaan dink en gewonder, hoekom het Jesus begin huil? Jesus het net al vorentoe in die teks, bedoel ek, vir sy disippels tog gesê dat hy gaan vir Lazarus uit die dood opwek. So hoekom huil Jesus hier? Ek dink jy moet toch gaan dink daaroor en vra die vraag, hoekom huil Jesus hier? My antwoord is nie noodwendig dieselfde antwoord as wat jy gaan gee nie, maar ek dink die pyn van Maria wat daar by sy voete huil, die pyn van hierdie mense wat huil, het net vir Jesus so geraak, dat hy saam met hulle huil. En weet jy, hierin lê vir my 'n geweldige troos, dat Jesus vereenselwig hom met ons pyn, met jou pyn, wanneer jy stikkend is en huil, kan jy dink dat die Here Jesus saam met jou huil? En die hele gedeelte het ons hierdie klem geplaas dat Jesus God is, net die hele ding oor die ek is uitspraak. Nou kom die klem dat hierdie God wat mens geword het, wat God met ons is, dat hy saam met my en jou huil. Dit is die troos van hierdie teks. Amen. Here almagtige God, dankie dat ons hierdie teks mag lees. En dankie Jesus dat U saam met ons huil. Dankie dat ons saam met ons huil oor die beeste en die back and close seer. Dankie dat U saam met elke boer huil, wat voor U huil oor dit.
weet eintlik nie wat om te sê nie, Here. Maar dankie. Amen. Geliefdes, mag jy regtig 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.